Ken jy die HALT-model? HALT. Eintlik is dit 'n akroniem vir 4 Engelse woorde. En hierdie model is ontwikkel om verslaafdes te help om die simptome te herken wat hulle makliker in versoeking kan lei. Maar dit kan ons in die algemeen ook help om by ons ideale te bly. HALT staan vir hungry, angry, lonely, tired. En wanneer hierdie simptome begin, dan moet jy iets aan jou honger doen, of jy moet vir jouself vra as ek kwaad, en dan moet jy dit deurpraat met iemand, of as jy alleen is, kan jy iemand nooi vir koffie, of net by iemand inloer, of as jy moeg is, dan kan jy meer slaap kry, of vroeër gaan slaap, sodat dit jou meer kan help. Dit is goed wat jou help om jou oë oop te maak vir jou werklike werklikheid, sodat jy in jou rigting kan bly beweeg, wat jy graag moet. Maar ons het nodig dat ons op 'n ander vlak dit ook doen, en dit is met die hulp van God. God doen ook sulke goeders. God bring 'n oplossing wat ons nie dadelik kan sien nie. Toe Elisa beleer word deur die koning van Aram, wat hom gevange wou neem, toe kon sy slaaf net die koning se manne en strydwaans sien. En Elisa doen toe iets besonders. En Elisa sê vir hom, maar jy hoef nie bang te wees nie, want die wat met ons is baie meer en baie groter. En toe bid Elisa, 2 Konings 6 vers 17, Elisa het gebid, Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien. En die Here het die oë van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. Die Here het die oorwinning daardie tyd gegee. Die Here doen dit nog steeds. So as jy HALT ervaar, vertrou die Here vir die oorwinning. God is nog altyd groter as die moeilikheid. Jy hoef net jou oë oop te maak. Leef geïnspireerd.